kry nou net klaar met die kollekte, dat ons kan begin. Jy weet, laat ons kan laat waai, maar ek is bly ons is nou klaar. Goed, ons is besig met 'n reeks waar ons 'n bietjie gesels oor hoe om God se stem te hoor. En ek het doelbewus vir Irma gevra om haar storie te deel. En julle het nou gehoor van die egskeiding, van die kanker, van haar pa wat tot sterwe gekom het, alles so in 'n kort tydjie. En hoe 'n ou se lewe letterlik uitmekaar het geval het as gevolg daarvan. Maar die ding wat die deurbraak gebring het, die moment wat daar 'n ommeswaai in haar lewe gekom het, was daai profetiese woord van Amelia af, op daai kamp en op daai geleentheid. En ons sit met twee groepe in die gemeente. Ons het iemand soos 'n Irma en ander wat done that, been there, bought the t-shirt. Ons verstaan die profetiese, ons het 'n profetiese skool en ons leer mense daaroor. Maar dan het ons 'n ander groep aan 'n ander kant in die gemeente wat baie negatief is hieroor en skepties is hieroor. Ek het 'n pel wat ook baie sterk profeties is. En hy gaan nou die dag tandarts toe. En die ou vra vir hom, maar nou sê hy al versigtig om vir mense te sê, jy weet, wat hy nou so half vir 'n lewe doen. En die tandarts vra vir hom, wat doen jy? Nee, hy het 'n profetiese bediening. En, nou, jy weet, maar nou kan hy ou mos ook nou nie vreeslik veel sê nie. Jy weet. So die ou sê vir hom, soos jy 'n Christelike waarsêer. Jy weet, so, hier is die Christelike waarsêery nie. Ou is nie negatief daaroor nie, maar ons praat 'n bietjie oor hoe om God se stem te hoor. En een van die maniere waarop die Here met ons praat, is deur die profetiese. Irma het God se stem gehoor deur 'n profetiese boodskap van iemand wat haar van geen kant af afgeken het nie, haar e-pos gelees het en vir haar 'n klomp goeters in haar lewe ingespreek het, en dit het haar lewe omgedraai, maar dit het vir haar die belewenis gegee, maar hoorie, die Here sien my, die Here hoor my, en as jy soos ons al deur 'n egskeiding in jou lewe was, een van die eerste dinge waarmee jy worstel is, hoorie, maar kan die Here my nog gebruik? En sal die Here my nou nog gebruik? Of gaan hy nou maar net vir my verdra? En jy weet, dis nou, jy weet, ja, sorry, dis 'n bietjie broken mense, maar nou ja, ons gaan nou maar, die Here kan jou nog gebruik. So dis een van die dinge wat die Here vir haar kom antwoord het. So ons praat 'n bietjie oor hoe om God se stem te hoor, en vandag wil ek spesifiek net 'n bietjie stil staan by die profetiese. Irma was 'n bietjie op vakansie. Ek dink as daar iemand in die gemeente is wat die beste gekwalifiseerd is om daar te preek, is dit nou Irma. So jammer, julle kry nou die second best version. Verdra my maar ons het laat sy lekker bietjie rus en laat ek nou nie vir haar in die vakansietyd vir haar werk skep nie. Ek wil gou vir julle vra, wie van julle wil raai, hoeveel keer word die woord pastoor in die Bybel gebruik? En dan wil ek sommer nou net gou terwyl ons op daai punt is, julle is dierbaar, maar elke tweede ou in hierdie gemeente pastoor my. Ek is nie 'n pastoor nie, net so by the way. So as jy 'n titel wil gebruik jy regte een. Ons is glad nie groot op titels nie. Maar wie van julle wil raai, hoeveel keer kom die woord pastor of pastoor in die Bybel voor? Raai gou. Okay, Stein sê 0, jy's koud. Right. 34, dit klink baie oortuigend. Ek gaan nog een raai kans gee. Jy's bietjie te warm. 5, 17. Alright, kan ek, ons is baie gemaklik met die woord pastoor. Hier's 'n klomp van julle wat dit elke week met my gebruik. Ek weet nie hoekom nie, maar julle is baie gemaklik daarmee. Ons praat van pastorale beraders. Ons praat van pastorale sielkundiges. En ons is heeltemal okay daarmee om die woord pastoor te gebruik. Kan ek nou vir julle die skokkende getal gee van hoeveel keer dit in die Bybel voorkom? Presies 1 keer. Net 1 keer. En ons ken almal hierdie versie wat sê, and he appointed some with the grace to be apostles, some with the grace to be prophets, some with the grace to be evangelists, and some with the grace to be pastors. Die Afrikaans vertaal hom nie eers so nie. Dis die enigste plek in die Bybel waar hierdie woordjie voorkom. Ons is baie gemaklik met die woordjie. Ons raak nie upset as mense hierdie woordjie gebruik nie. Maar luister, laat ek die woordjie profeet gebruik, of profeteer gebruik, dan is ons so, hierdie is 'n kultus. Nee, hierdie is 'n kult. Nee, hier kan ek nou nie wees nie. Wie van julle wil raai hoeveel keer kom die woord profeet of profeties in die Bybel voor? Vat gou 'n wille raai. Jason, wil jy probeer? Jy het nou lekker 34 gegee, raad.
Hoeveel? 54. Right. Ek het 54, ek het 54, ek het 54. Wie wil nog 'n raai gee? 500, ek het 500, ek het 500, ek het 500, ek het 500. Hoeveel wil raai? Wie van julle wil raai? Okay, kan ek vir julle die antwoord gee? Raai, wie wil raai hoeveel keer kom die woord profeet, profesie in die Bybel voor? Ons is baie negatief daaroor. Jy kan nie sê jy's 'n profeet nie, jy moet nie profeteer nie, maar met trane in my baba blou oë, die konsep related to prophecy more than 400 times in the Bible. Daar is 1817 profesieë in die Bybel. Daar is 8352 verse in die Bybel waar profesie in voorkom, ongeveer 27% van die Bybel. Okay, nou vra ek vir julle, met trane in my baba blou oë, as daar 8352 verse in die Bybel is, nee, die Here praat nie deur profesie nie. So, luister, hierdie is die woord van God. Julle luister nie na iets omdat ek dit sê, omdat ek dit preek. Maak nie saak watter vrou, watter man hier voorop staan en preek nie. Jy eet nie vir soetkoek op wat hulle sê, wat hulle preek nie, maar as dit in lyn is met hierdie woord, dan luister jy daarna. Ons lees hierdie woord, ons eet hierdie woord, ons oordink hierdie woord, ons bestudeer hierdie woord, ons memoriseer hierdie woord en ons doen wat hierdie woord vir ons sê. Maar die probleem is, ons gaan met ons voorveronderstellings, ons negatiewe religious programming, want as jy soos ek uit 'n gereformeerde kerk uitkom, as jy 'n baptis, as jy 'n methodist, presbyteriaan, NG, gereformeerd, hervormd is, dan word jy groot, ek weet nie wat sê lekker Afrikaanse woord daarvoor nie, cessationist teologie, wat sê, wonderwerke gebeur nie meer nie, God genees nie meer nie, profesie gebeur nie meer nie, die gawes was net vir die begin van die kerk, dis snert. Jy kan nie vir my sê, daar's 8352 verse daaroor, en God werk nie op so 'n manier, of God het opgehou om op so 'n manier te werk nie. Dit is nonsens. So, luister, los jou voorveronderstellings. Bid dat die Here jou sal stroop van daai godsdienst en daai godsdienstige bril waarmee ons na die Bybel toe gaan. Weet julle wat doen mense? Hulle het 'n negatiewe voorveronderstelling, dan gaan hulle met daai voorveronderstelling na die web toe, na die internet toe, na kunsmatige intelligensie toe, en dan Google jy goeters aan die hand van daai vrae en dan gaan jy presies kry jy gaan presies hoor wat jy wil hoor en presies kry wat jy wil kry. Moenie gaan luister wat daai ouens vir jou sê nie, lees die handboek. Ons het verlede week gepraat oor almal wat so in rep en roer was, oor hier is nou 'n woord wat uitgaan, dat die wegraping gaan plaasvind. Is ek okay? Lees net die handboek. Dan gaan jy nie op hol gaan met sulke snert nie. Want die handboek sê vir jou presies wat aangaan. Maar ons weet nie, want ons lees hom nie, ons oordink hom nie, ons bestudeer hom nie. So, ek het 'n jong man in die gemeente, hou glad nie van profesie nie, dink dit is nonsens, dink dit is 'n lot twak, en hy kom praat met my, hy sê nee, hy het gaan Google, en luister, ek het nie 'n probleem as 'n reël met die website God Questions nie. Maar hy gaan na God Questions toe, en hy vra vir God Questions, do we still have prophecy? Is prophecy still valid? Does God work through prophecy? Dis die vraag wat hy gaan vra. Een raai wat sê God Questions vir hom? Nee. Nou, 27% van die boeke in die Bybel is profetiese boeke. 8352 verse sê dit bestaan in God werk op so 'n manier, maar dan gaan jy na een of ander website toe met jou voorveronderstelling, met jou vraag, want die vraag wat hy vir jou gaan vra, ek nooi julle uit, gaan huis toe en gaan tik in op AI kunsmatige inseminasie na die tyd. Inseminasie.
Ja, jy gaan geïnsemineer word met die verkeerde. Ek gaan nou net vir my persoonlike vrou kans gee om klaar te lag. Ons is net vir een ding dankbaar vanoggend dat Chris nie langs jou gesit het nie, want dan was dit verby. Ons is een aand is ons daar by Monte Casino en ons gaan kyk 'n Handful of Keys en Aaron sê of doen die ou iets, maar Eloise en Chris begin lag. Maar hulle lag so, laat die ouens die hele vertoning stop en op die ouene saam lag en op die ouene lag die hele gehoor. En omtrent so 10 minute later toe alles tot bedaring gekom het. Ek is bly jy's nou tot bedaring my Engels. Maar luister, gaan vra 'n bietjie vir kunsmatige inseminasie. Gaan sê na die tyd vir hom, I don't believe in prophecy and give me a lot reasons why prophecy is not valid anymore. En jy sal duisende antwoorde kry wat lyk asof dit skriftuurlik is. En dan gaan jy na daai selfde kunsmatige inseminasie toe. En jy gaan sê vir hom, hoorie, ek glo in Bybelse profesie. Ek dink dit is Bybels en spoeg vir my 'n klomp redes uit. Kan julle sien jy gaan kry wat jy vra? Kan ek vir julle vra met trane in my baba blou oë? Gaan na die woord toe. 'n Beter vraag sou wees is, gee vir my al die verse in die Bybel waar daar gepraat word oor profesie. En dan lees jy die handboek. Lees die handboek. En dan gaan maak jy 'n besluit oor of dit Bybels is of nie. Markus 7 het ons laasweek oor gepraat. We make void the word of God by your traditions that you have handed down. En daarom het God se woord nie krag en impak in ons lewens nie. Luister, jy kan hier uitstap en jy kan meeste van die predikante aan die Wesrand gaan bel en gaan vra, bestaan profesie, is dit geldig, werk God nog op so 'n manier? En ek wil amper sê 80-90% sal vir jou sê nee. Gaan na die woord. En jy glo nie iets oor ek het sê nie, jy gaan toets dit aan die woord. Dis wat belangrik is. Dis waarop ons staan. Joel Osteen, daai blink mannetjie, hy het, en ek wil hê julle moet gou staan gou saam met my, staan gou saam. Hy het jare terug, hy doen dit nou nie meer nie, hy het altyd voor sy preek het hy begin, en dan sê hy, julle gaan dit vandag saam met my sê, this is my Bible, I am what it says I am, I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught the word of God. I boldly confess, my mind is alert, my heart is receptive, I will never be the same. I'm about to receive the incorruptible, indestructible, ever-living seed of the word of God. I will never be the same. Never, never, never. I will never be the same. In Jesus' name. Amen, amen. Nou ja, julle kan sit. Nou, jy mag dalk van hom hou of nie hou nie, maar ek hou van hierdie verklaring. This is the word of God. And I will believe it and I will stand on it and I will memorize it and learn it and eat it and meditate on it. Okay. En nou kom die Here in sy woord en hy sê in Amos 3, hy sê, die Here God doen niks as hy nie sy besluit bekend gemaak het aan sy dienaars, die profete nie. So die Here werk deur die profetiese. So ons stil staan by 3 vinnige gedagtes. Nommer 1, God praat deur profesie. Ons het nou vir mekaar gesê, ons praat oor verskillende maniere oor hoe die Here praat. Een daarvan is profesie. Nommer 2, God praat deur profesie, maar toets elke woord. Toets elke woord. Luister, dis nie Gabriël wat vanoggend voor julle staan nie. Dis nie Michael wat vanoggend voor julle staan nie. Dis Pieter Nel. Dis 'n mens wat foute maak. En daarom, omdat ons te doen het met mense wat foute maak, moet ons die woorde toets. En dan, God wil graag hê dat almal sal kan profeteer. En dan wil ek sommer net gou vir jou sê, ons is vir almal veronderstel om apostolic te wees. Everybody is sent. Everybody is supposed to be prophetic. Maar wanneer jy funksioneer as 'n profeet, in die ampt van 'n profeet staan, dit vat gewoonlik 15 na 20 jaar voor jy daarby uitkom. 15 na 20 jaar, se groei, se leer, by die Here hoor, hoe werk dit, en sodat jy kan groei. Right, eerste gedagte. Die voor die hand liggende is God
gepraat deur profesie. En ek het doelbewus gevra vir Irma om haar storie te deel, want dit onderstreep, dis 'n lekker lewendige, moderne voorbeeld van hoe die Here dit gebruik het. Kom ons spring net gou vir so 'n oomblik na 'n Ou Testamentiese voorbeeld. Koning Josafat, hy is een van die min goddelike konings, 2 Kronieke 20, een van die min goddelike konings in Israel se geskiedenis, stap die pad saam met die Here, lief vir die Here, doen die regte goeders, en wat kry hy as beloning daarvoor? Al die Ite val hom aan, die Amalekiete, Menoniete, Feresiete, Jebusiete, die hele, al die Ite is daar. En is 'n magtige menigte wat hulle kom aanval. En wat is Josafat? Hoorie, dis nie 'n moeilike sommetjie om te maak nie. As jy 1 hou het en jy moet teen 100 beklei, jy het 'n nadeel. As jy 1 het en jy moet teen 1000 beklei. En elke liewe oorlog wat Israel beklei het, they were outnumbered. All of them. Elke keer. Partykeer is dit 1 tot 100, 1 tot 1000, 1 tot 10.000, 1 tot 100.000, maar die odds is altyd teen hulle. Want die Here wou gehad het, hulle moet op hom vertrou, die Here wou gehad het, hulle moet op hom staat maak, sodat wanneer die oorwinning kom, dat geen mens krediet daarvoor kan vat nie. Maar anyway, nou is hulle bang, hulle is benoud, hulle bewe, Here, en hulle roep uit na die Here toe. So kom ons lees gou die storie. Josafat was bang, en hy het by die Here hulp gesoek. Hy het 'n vasdag in die hele Juda uitgeroep, en die Judeërs het bymekaar gekom om die hulp van die Here te vra. Uit al die stede van Juda het hulle gekom om die Here se hulp te vra. En die Here kom toe, en terwyl hulle besig was om te vas en te bid, kom gee die Here vir een van die Lewiete, kom gee hy 'n profetiese woord om die situasie op te los. En kom ons gaan lees net gou die gedeelte. Die hele Juda en hulle afhanklikes, vrouens en kinders, het daar voor die Here gestaan. Toe kom die gees van die Here daar in die gemeente oor die Lewiet, daai ou van seun van daai ou, seun van daai ou, seun van daai ou, seun van daai ou uit die nageslag van Asaf. Okay, julle het hom. Ek het nie daai Hebreëse woorde geswat en gespot vir die eksamen nie. En sê, luister mense van Juda, inwoners van Jerusalem en koning Josafat, so sê die Here vir julle, moenie bang wees nie, moenie vrees vir hierdie groot menigte nie, want hierdie oorlog is nie 'n saak vir julle nie, maar vir God. Trek hulle môre tegemoet wanneer hulle in die bloeiselpas opkom. Julle sal hulle aantref by die punt van die vallei wat in daai woestyn uitloop. Kyk, julle hoef nie te veg nie, neem net posisie in en staan en kyk na die oorwinning van die Here. Moenie vrees nie, Juda en Jerusalem, moenie bang wees nie, trek hulle môre tegemoet en die Here sal by julle wees. So die Here kom en hy gee 'n profetiese woord deur hierdie Lewiet. Hulle kry al die sangers bymekaar, die sangers loop voor, die weermag loop hulle nou uit, en hulle begin die Here loof en prys, en terwyl hulle die Here loof en prys, ons weet nie presies wat gebeur het nie, maar hierdie Piete, een ou het gesê, hey, jou ma is dik, en hy sê, nee, maar jy sê, jy, my ma is dik, en toe hulle weer sien, toes hierdie twee weermagte aan mekaar, en hulle begin mekaar daar afstof, en hulle beklei so onder mekaar, dat al die weermagte, al die Ite maak, al die Ite dood, en daar's geen It oor nie, okay, klaar met kees, hulle is almal, en dit terwyl hulle die Here geloof en geprys het, en die Here maak, and God set up an ambush, and they fight it amongst each other, en hulle word uitgewis, right? En dan, kom sê koning Josafat, maar dit is nou nog voor hulle die ontknoping van hierdie situasie gesien het. Hy sê, hear me Judah, and inhabitants of Jerusalem, believe in the Lord your God, believe in the Lord your God, and you will be established, and believe his prophets, and you will succeed. So, nog voor hierdie hele situasie ontknoop is, kom sê Josafat vir hulle, die koning, hy sê, luister, glo in die Here, glo sy profesie, and you will be established, and you will succeed. So, in die Bybel is daar 18 boeke, okay, die ouens sê, party stryk 17, party 18, Ou Testament, Jesaja, Jeremia, klaagliedere, Esegiel, Daniel, die minor prophets is Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Naam, Habakuk, Sefanja, Haggai, Sagaria, en dan die Italiaanse profeet Malachi. En dan, as jy in die Nuwe Testament toe gaan, nou dis 'n apokaliptiese boek, wat gaan oor die eindtye, maar dis ook 'n profetiese boek. So party sê dis net 'n apokaliptiese boek, maar jy kan hom ook, so,
Jy kan sê 18 boeke. 18 boeke in die Bybel is profetiese boeke. So nou vra ek vir jouself met trane in my babablou oë, God praat nie deur profesie nie. Okay? So, as julle vir my moet vra, gee vir my 'n definisie van profesie, dan sal ek net eenvoudig sê, om God se stem te hoor vir jouself en God se stem te hoor vir ander. That's it. As ek die sinnetjie 'n bietjie moet uitbrei, dan sal ek sê, profesie is God se gees geïnspireerde kommunikasie aan mense wat sy hart, sy wil, sy waarheid openbaar met die doel om te waarsku, te bou, te stig, te bemoedig, te vertroos, te versterk en mense nader aan gehoorsaamheid en aan God en aan sy wil te bring. Ek het doelbewus vir Irma gevra om haar storie te deel, want wat was die effek van daai profetiese woord? Dit het genesing gebring, dit het 'n deurbraak gebring, dit het haar laat voel, maar God sien my raak, dit het haar laat voel, maar luister, die Here kan nog steeds deur my werk, al is ek broken, al het ek deur 'n egskeiding gegaan, God kan my nog steeds gebruik, en hy kan nog steeds deur my werk, en so word God se wil en sy doel, en partykeer ook 'n ietsie van jou toekoms, word vir jou geopenbaar. Korintiërs 14 sê, it's good that you are enthusiastic and passionate about spiritual gifts, especially prophecy. 'n Party vertaling sê, eagerly desire spiritual gifts, especially the gift of prophecy. Interessant. When someone speaks in tongues, no one understands a word what he says. As ek nou hier begin lostrek, rakatashana, babababashana, sokototona, kereshende, bebebebeshende, vurakti, vuvuvushande, keteshende. What the heck? Beteken niks, man. En dit beteken nie niks nie, beteken niks vir julle nie. Baie kragtig. Maar as ons nou hier by die kerk was, wat het die ou gesê? I say, okay, because he's not speaking to people, but to God, he's speaking intimate mysteries in the spirit. My gees wat met God se gees praat, maar intellektueel beteken dit vir ons niks. But when someone prophesies, he speaks to encourage, build them up, bring them comfort. Ou Testamentiese profete nooit goeie nuus gebring nie, altyd negatief, altyd fire and brimstone. As die profeet op sy donkie in die dorp ingery het, het almal begin bid vir pouse. Ou Testamentiese profete was gevrees, hulle was weird en almal was bang vir hulle. Nuwe Testamentiese profesie kom die Here en hy bring 'n bietjie van 'n aanpassing, nuwe verbond, nuwe testament en hy sê om te bou, om te stig, om te bemoedig. En dan luister, niemand in hierdie kerk, you don't prophesy, hatch, match and dispatch. Die enigste een vir wie ek gaan toelaat in hierdie gemeente om dit te doen is vir Irma. Vir die res, as ek jou vang of as ek hoor dat jy vir iemand hatch, match and dispatch, gaan ek jou boutvelle vir jou aftrek. Net as jy 'n seasoned prophet is, kan jy dit doen. Hatch, ek sien julle twee gaan trou. Hou dit vir jouself. Okay? Match. Hatch is die babies. Sorry. Hatch is die babas. Jy profeteer die babas vir iemand en sê jy seasoned prophet is nie. Okay? Match, ek sien julle twee gaan trou. Hou dit vir jouself. Sê, ek dink julle match goed, maar moenie sê, die Here sê ek julle twee. En jy profeteer ook nie dood oor ander nie. Soos nou begrafnis, maar ek sien jy's volgende. Luister en nou lag julle, ek het dit al gehoor. Ek was al by begrafnisse en dan sê, hier's 'n familieding, ek sien, die Here wys vir my, jy's volgende, is jou saak reg. Hatch, match, dispatch. It's not on the table in this congregation. Behalwe. Okay. The one who speaks in tongues advances his own spiritual progress, while the one who prophesies builds up the church. I would be delighted if you all spoke in tongues, but I desire even more that you impart prophetic revelation to others. Greater gain comes through the one who prophesies than the one who speaks in tongues, unless there's an interpretation so that it builds up the entire church. As ek hier in 'n taal praat, dan verkieslik moet ons dan iemand hê wat dit uitlê, sodat almal opgebou kan word daardeur.
Goed, Petrus sê vir ons, dit veral moet julle weet, geen profesie in die skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer het mense die woord wat van God afkom, het hulle dit verkondig. Goed, so die eerste ene is, die voor die hand liggende is, God praat deur profesie. Die tweede deel is, God praat deur profesie, maar toets elke woord. En julle sal gesien het dat ons neem altyd die profetiese woorde op. Hoekom? Nommer 1, jy vergeet dit. Nommer 2, vir verantwoordbaarheid. Laat dan nie na die tyd gesê, ja maar hierdie en so gesê, maar kom ons gaan luister, wat is presies gesê? Dan kan ons dit meet. En dan, ek het sommer net my profetiese leer saamgebring, ek moes nou maar 'n nuwe ene kry, want hierdie ene is nou vol. Ek het toe ek op hoërskool was, het ek my eerste profetiese woord gekry by iemand. Ek wens ek het toegeweet wat ek toegeweet was 'n amazing woord. Die ou het vir my 'n paar bladsye uitgeskryf, maar ek het dit ergens weggevoeter. En van 2008 af en dan vir al die laaste 10 jaar. So die profetiese woorde neem dit op. Deesdae met voice recording kan hy vir jou sommer, as dit in Engels is, die Afrikaans bogger hy lekker op, kan hy vir jou sommer net daar 'n lekker gedeelte gee wat dit vir jou uittik. En dan, ek wil dit net gou kry hierso. Ek het nou hier in my leer, ek sal nie sy naam noem nie. Hy's 'n internasionale bekende profeet. Het ek 'n 3 bladsye profesie wat net pas op dat Eva se vyeblaar nie uitval nie. Het ek 'n 3 bladsye profesie wat hy ou vir my, ek is op 'n X3 kamp. Jou chommy het my aanhou karring om na die kamp toe te gaan. Ek is nou nie heeltemal lus vir die kamp nie, maar dit is so in die winter, ook soos Irma. En daar's omtrent so 200 mans wat daar sit. En die ou, ek kan sien hierdie ou stap regtig 'n pad saam met die Here. Ek kan sien hy het 'n verhouding met die Here. Ek kan sien hy's lief vir die Here. So ek trek nie sy verhouding met die Here in twyfel nie. Van hierdie hele leer is die enigste een wat ek voel nonsens is, ek het hom gebere, want ek vertrou die Here dat ek begin nou in dieselfde orbit beweeg wat van hierdie manne in beweeg. So ek vertrou vir 'n geleentheid om ergens 'n bietjie met hom te chat oor hierdie woord. Maar ek het dit op skrif, op papier. Hy trek al los. Gelukkig, uit daai 200 mans, is daar net 2 wat weet wat my beroep is. Wat op 'n stadium al 'n diens bygewoon het. Hy trek al los, hy begin profeteer. Ek kan sien, jy verstaan ekonomiese stelsels, jy verstaan ekonomiese trends, en jy gaan eendag in die ekonomiese deel van die wêreld gaan jy 'n geweldige impak lewer, en ek kan sien, jou gesig gaan op Time Magazine se cover wees, soos ek kan dit vir julle hier lees. En ek moet vir julle sê, ek weet wat is my roeping, ek weet waarvoor die Here my geroep het, maar aanvanklik het dit my ontstel. En dit het my aanvanklik ontstel, en aan die ander kant het ek net gesê, Here, kan hierdie ou net shut up, hier's 2 mense wat weet wat ek eintlik doen, en hy's besig om sy naam 2 sent te maak, en nou hoe weet ek dis rubbish? Dink julle ek gaan op die voorblad van Time Magazine wees in terme van ekonomiese trends? Net nie te hardop lag nie. Stein, dit mag dalk van jou waar wees, maar definitief nie van my nie. Ja, nee, dankie Stein, jy weet, jy lag ten minste nie so hard soos Robin nie, jy weet, so. Maar, julle weet wie ek is, julle weet waartoe die Here my geroep het, ek weet waartoe die Here my geroep het, hierdie is rubbish. So, in die Ou Testament, as jy 'n valse profesie gegee het, hulle gewoonlik die ou gestenig. Die Nuwe Testament is baie meer genadig en sê, luister, Handelinge 13 bevat eintlik 'n profesie wat foute in het. Daar's in die Bybel, in die Nuwe Testament, is daar 'n profesie opgeteken oor Paulus, maar die detail is verkeerd. So die Nuwe Testament sê, ons trek nie 'n streep deur die persoon nie, maar ons mag dalk sê, hierdie profetiese woord is af. So, neem dit op, tik dit uit,
En jy bære dit vir jou in 'n leer. En as jy my leer vat, en Robin en Irma het hom al deurgelees, maar as jy hom so vat, hier's 'n goue draadjie. Hier's 'n goue draadjie. Hier's 'n goue draadjie en hier profeteer 'n ou ding, hier profeteer 'n ouer ding, hier profeteer 'n ouer ding, but there's a golden thread. En dit sal met jou ook so wees wanneer die Here met jou werk. So en dan gee dit vir jou 'n agenda van waaroor om te bid. Julle, mens kan 12 weke oor hierdie onderwerp praat en ek het 5 minute. Let's go. So 1 Tessalonisense sê, moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. Moenie profesie geringskat nie. Toets dit alles, behou wat goed is. So die voor die hand liggende is die Here gebruik dit en die Here werk daardeur. Die ander kant van die Bybel is dat die Here sê, toets dit, weeg dit. Hierdie word 'n handboek vir gebed. Josef kry die profetiese droom dat hy gaan heers. Wat is die volgende ding wat met hom gebeur? Hy beland in 'n put, hy beland in 'n tronk. Vir 13 jaar gebeur presies die teenoorgestelde van wat die Here vir hom gesê het om te gebeur. Maar hy moes aanhou bid, aanhou glo, aanhou verklaar dit wat die Here oor hom uitgespreek het. En dit het op die einde het dit waar geword. So die Bybel sê toets dit. Moet dit nie net vir soetkoek opvreet nie. En luister, die feit dat dit dalk aanvanklik vreemd gaan klink en dink, dit beteken nie dit is nie van die Here af nie. Dit beteken nie dis nie vir nou nie. Dis dalk 'n bietjie vir later vir vorentoe. Dan sê Spreuke, wie ervaring kort kom, glo alles wat gesê word. 'n Verstandige mens oorweeg elke tree. Spreuke sê eintlik jy's so onnosel as jy alles glo wat mense vir jou sê. En ek wat Pieter Nel is wat baie gullible is, as ek mense sien ek net die mooi, die positiewe, die opbouende. Chris Wellington sê, look for the gold in people, not for the dirt. Ek sien net goud in mense raak, aanvanklik. 7 vinnige beginsels. Hoe meet ek dit? Does it agree with the Bible? Does it reflect the Father's heart, God's character? Does it strengthen, encourage, comfort, convict, produce, or does it produce fear or confusion? Het ander geestelike volwasse mense dit saam met jou geweeg? Is die persoon wat die profetiese woord gee, are they humble and accountable? Is this for now, for later, for prayer or for action? Ek het byvoorbeeld 'n paar profetiese woorde in hierdie leer wat sê ek sal boeke skryf. Weet julle hoeveel boeke het ek op hierdie stadium geskryf? 0. Beteken dit die profesie is nie waar nie? Nee, Pieter Nel, kry jou dinges in rad. Kry 'n bietjie gom op jou agtersteewe, gaan sit en doen dit. So daar's 'n menslike aandeel wat partykeer maak dat die profetiese woorde nie waar word nie. En dan timing and application, daaroor het ons gepraat. En dan as iemand na jou toe kom en hulle sê vir jou, luister nee, jy kry 'n profetiese woord, jy moet jou werk bedank en jy moet Timbuktu toe trek. Jy doen nie op grond van een profetiese woord maak jy nie radikale life decisions nie. Jy doen nie dit nie. Vra vir die Here om dit te bevestig en weeg dit. Maak dit sin? OK, sommer net so vinnige riglyn. Yes, Irma. Nee, is belangrik om te weet Get led by the Holy Spirit, not by prophecy. Sê die profeet. OK. Timoteus sê, ek wil die Engels lees, this I entrust to you, Timothy, my child, in accordance with the prophecies previously made about you, that by them you wage a good warfare. Josef kry hierdie drome dat hy sal heers en sal regeer, hy het hierdie profetiese woorde gekry, die teenoorgestelde gebeur. So wat doen jy dan? Jy bid dit in, you wage warfare with your words, en jy bid dit in totdat die Here dit waar maak. So dit is belangrik to wage war with your prophecies, want hulle word nie outomaties en van self en sommer net word hulle waar nie. Laaste gedagte. God wil graag hê dat almal van ons profeties sal funksioneer en sal vloei in die profetiese. Eagerly desire spiritual gifts, especially the gift of prophecy. Pursue love, earnestly desire the spiritual gifts, especially that you may prophesy. Let love be your highest goal, but you should also desire the special abilities the Spirit gives.
1 Korintiërs 14. OK. Gaan hom los, tyd het ons, kom ons los hom, tyd het ons ingehaal. Die voor die hand liggende is, God praat deur die profetiese. Ek het nou vir julle 'n voorbeeld gegee. Hy mag dalk op 'n stadium in die toekoms, nadat ek en hy 'n chat gehad het oor my ekonomiese profesie, mag ek hom dalk nog op 'n stadium nooi om hier by die gemeente op te tree, maar ons weeg elke woord. Ons toets elke woord. Neem dit op, tik dit uit, want dis 'n manier waarop die Here met jou praat. En dan God wil graag hê dat almal profeteer. Laaste gedagte. Wie julle ontvang, ontvang my. Wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Wie 'n profeet ontvang omdat hy 'n profeet is, sal 'n profeet se beloning ontvang. En wie 'n goeie mens ontvang omdat hy goed is, sal 'n goed mens se beloning ontvang. En wie aan een van hierdie geringstes net 'n beker koue water gee omdat hy my disipel is, sal sy beloning kry. Wie van julle wil raai wat is 'n profeet se beloning? Wat is 'n profeet se beloning? Jy's warm? Jy's warm? Liefde is kort op sy hakke. Bybel nommer 3. 'n profeet se beloning is om te kan sien en te kan hoor. Het julle gesien toe ons 1 Tessalonisense 5 gelees het? Toe sê hy, moenie die Heilige Gees blus nie. Moenie die Heilige Gees weerstaan nie. Wanneer blus en weerstaan jy die Heilige Gees? Die volgende sinnetjie sê, wanneer jy profesie geringskat. Daar's ander maniere om die Gees te weerstaan, maar dit maak dat ons die Gees blus. En dan wat is 'n profeet se beloning? Is om te kan sien en te kan hoor en te kan beleef en te kan ervaar die Here se stem. Ek gaan, as jy 'n skaapbout in die oond het en jy's bang die huis brand af, dan gaan ek nou die seëngroet uitspreek en dan kan julle tsamaai, die wat moet gaan. Maar ek het vir Irma gevra om sommer net hier aan die einde van die diens net 'n paar profetiese woorde te gee. Ons het gewoonlik tyd net vir so 1 of 2 en dalk so 'n klein bietjie meer. Ek wil vra dat almal hulle oë sal toemaak. As jy vandag hier sit en jy het lou geraak, jy het koud geraak, jy het afgedwaal, dit voel vir jou asof die Here jou nie sien nie. Dit voel vir jou asof jy is op die bladsy is wat Irma is. Ek is stikkend, ek is seer, my lewe val uitmekaar uit en sien die Here my en weet die Here vir my en gee hy om vir my. En vandag wil ek vir jou sê, die Here sien jou, die Here hoor jou, die Here het vir jou gesterf 2000 jaar terug aan die kruis, die Here het Jesus Christus, hy het gesterf sodat jy kan lewe, hy was deur God verwerp sodat jy deur God aanvaar kan word. Hy was gestraf sodat jy geseën kan wees, hy was vervloek sodat jy geseën kan wees. En as jy vandag jou hart en jou lewe vir Jesus wil gee en sê, Here, hier is ek kies om van vandag af my hart en my lewe vir Jesus te gee. As dit jy is, wil ek vra dat jy net gou vir so 'n oomblik jou hand opsteek en sê, Here, vandag kies ek vir U. Dankie. Jy kan jou hand afhaal. Dankie. Enigiemand anders? Dankie. As jy jou hand opgesteek het, ek gaan jou nie embarrasseer nie, ek wil vra dat jy net gou staan, en dan gaan ek saam met jou bid. Staan gou saam met my. Vader, ons kom vandag na U toe, en Here, dankie. Dankie dat U, soos wat U vir Irma raak gesien het, dankie dat U vir ons raak sien. En Here, al het ons foute gemaak, en al het ons seer gekry, en al het ons dom dinge gedoen, dankie Here, dat U gekom het, om te red en te roep, nie die wat op die regte pad is nie, maar hulle wat afgedwaal het. Here, dankie dat hulle wat siek is, hulle wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar hulle wat siek is. En Here, vandag kom kies ons om die vergifnis en die vryspraak van Jesus Christus te vat. Vandag kies ons om ons harte en ons lewens vir Jesus te gee.
Willie, ek wil vra dat jy net en Adien net vorentoe sal kom. Ek wil vir julle 4 vra wat staan. Ek wil vra dat julle net vorentoe sal kom en dan gaan Willie en Adien net vir julle bid en net vir julle intree. Kom ons klap vir hulle hande. Julle gaan saam met Willie uitbeweeg. Saam met Willie en Adien en hulle gaan net vir julle bid, hulle gaan net vir julle intree. So beweeg sommer net saam met Willie uit. Sê. Die beste, die grootste, die belangrikste besluit wat jy ooit in jou lewe kan maak, is die keuse vir of teen Jesus. Ek gaan die seën uitspreek. En as jy nie haastig huis toe is nie, dan kan jy nog so rukkie agterbly en dan gaan ons vir Irma geleentheid gee en ek gaan haar ook nou nie, sy is nie 'n prophetic slot masjien nie. Okay, so ons gaan nou nie tot vanaand 6:00 aankap nie. So ons gaan vir 'n paar mense bedien en nie almal van ons gaan 'n woord kry nie. Met ons geestelike groeiweek, hierdie jaar lyk anders. Die fokus gaan val op bediening. Een aand is 'n profetiese aand. Een aand is 'n genesingsaand. Een aand is 'n bevrydingsaand. Een aand is die doping en die vulling met die Heilige Gees. So ons kleed dit anders in hierdie jaar. So daar sal dan ook baie meer geleentheid wees om 'n profetiese woord te ontvang. Sit net rustig so. As jy nou gaan, doen dit net saggies en dan gaan ek vir Irma geleentheid gee om vir ons te bedien. Ek gaan nou die seën uitspreek. Dit is baie belangrik. Ek stem. Ontvang die Here se seën. May the Lord bless you and keep you. And may the Lord make his face shine upon you and be gracious to you. And may the Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Ontvang die goedheid, die liefde, die voorsiening, die beskerming van ons hemelse Vader. Ontvang die vriendskap, die genade, die geduld, die vergifnis van Jesus. Ontvang die krag, die leiding, die wysheid, die insig, die vertroosting van die Heilige Gees. En almal sê, amen, amen.